Môre almal en ja, dankie vir die mooi sing. Ek is bly Pieter Nel het nie gevra ek moet my mic aansit nie, want ek kan nie so mooi sing nie. Ek word gelei deur die mense wat hier voorsing en dis vir my regtig vir vandag 'n voorreg, 'n groot verjaarsdag geskenk om die jaar se preke te kan afsluit. Ek het oopgemaak in die begin van die jaar en toe besef ek sluit ook op die eind van die jaar. En ja, dit is my 'n groot eer. Ek en Roy is besig om 'n TV-reeks te kyk wat in die vroeë 19 jare, laat 18 jare, dit speel daar uit. En alles is mooi, die manne en die vroue trek so deftig aan, almal praat so mooi met mekaar, niemand vloek, niemand slaan mekaar nie. En na so 'n paar episodes, sê maar 13 episodes, besluit ons gaan bietjie 'n breek vat van hierdie reeks. En ons gaan 'n meer moderne fliek gaan kyk. En ons kies toe 'n fliek en ons sit hom aan en 10 minute, nie is 10 minute in die fliek in nie. Kyk ons vir mekaar en sê, kom ons gaan terug na die 18de. Laat ons teruggaan na die ou dae, waar dit ordentlik was, want die slaanery, die vloekery, die bekleierery, dit was so in ons gesig, nadat ons soveel ure spandeer het, in die jare toe dit nie gebeur het nie. En dit het my laat begin dink, dis nie net rokke en manspakke en dit wat verander het oor die jare nie, maar die manier waarop die Bybel vertaal is oor die jare het ook verander. En ek het toe begin dink, wat se vers gebruik ons baie? Want ek wil nou teruggaan in die ou vertalings in. En ek wil gaan sien of dit daar geskryf is soos wat dit vandag geskryf is. En ek het toe by Numeri 6 uitgekom. Die seëning. Ons spreek die seëning oor God se mense. Ons spreek die seëning in die tradisionele diens. Dis 'n vers wat maklik opgekom het. En ek het hom bietjie gaan kyk, want waaruit ek preek in die tradisionele diens is Afrikaans 1983. En in vers 27 sê dit, so moet die priesters my naam oor die Israeliete uitroep en ek sal hulle seën. En ek dink, okay, nou gaan ek bietjie ver af. Ek gaan in Afrikaans 1933 gaan kyk. Hoe was dit daar geskryf? En daar wraggies is dit anders geskryf. En dit sê daar, die priesters moet God se naam op sy mense lê. En dan sal die Here hulle seën. En ek het nou gewonder, wat is nou so groot verskil tussen dit oor die Israeliete uitroep teenoor dit op God se mense lê? En weet jy, daar is 'n verskil. En ek wil dit met julle deel vanoggend. Om God se naam oor die mense uit te roep, beteken om God se naam met woorde te gebruik. Sy naam in gebed of seën te noem, om te roep vir hulp, beskerming en aanbidding, en te sê wie God is en wat hy doen. En dis goed, dis alles wat God wil hê. Ons moet dit weet. Maar in die ou vertaling, om dit op mense te lê, het 'n dieper en meer geestelike betekening. Dit is om te wys dat hulle aan hom behoort. Dit is om sy gesag en goeie naam oor hulle te seël. Dit is om hulle onder sy beskerming te bring. Dit is om iets van sy karakter en seën aan die mense te gee en om te wys dat hulle hom verteenwoordig. En ek het gedink, maar in die geestelike realm het daai ou vertaling vir my 'n baie dieper betekenis. En die Here het op my hart gelê, my mense moet in die nuwe jaar ingaan en hulle moet weet, my naam is op hulle gelê. Ons roep dit uit en ons lê dit vanoggend. Want die saamvattende verskil tussen hierdie twee is dit, om net 'n koning se naam te noem, teenoor met sy siel gemerk en verseël te wees. In die geestesrelm is elke een wat aan Jesus glo en aanvaar het as 'n saligmaker, as sy redder, is jy verseël en gemerk met sy siel. En ons gebruik nie vandag seels nie. In die ou dae, as jy die ou flieke kyk met konings en koninginne,
dan het die koning 'n seël gehad en hy het dit op goeders gesit en daai seël het sy naam verteenwoordig en sy autoriteit verteenwoordig en dit het die persoon beskerm wat dit dra. So vandag wil ek hê as jy huis toe gaan, moet jy weet, jy is geseël in die naam van Jesus. Jy is beskerm deur sy autoriteit. En die enigste ding wat dit wegvat, is as ons besluit om weg te stap daarvan. So ek wil vanoggend gehoorsaam wees aan die Here. En ek wil vanoggend 'n spesifieke naam kom lê op die mense en op myself, wat ek voel die Heilige Gees het vir my gegee. En van my ouer mense het dit al gehoor, maar hulle gaan dit weer vandag hoor. En dit is Jesus Christus as jou herder. Jesus Christus as jou persoonlike herder. Ons gaan bietjie Psalm 23 lees, en ek weet wat sê die meerderheid mense. Ek ken mos dit. Maar baie keer ken ons dit hierso. Maar dit is nie hierso nie. Dit gaan nie saam huis toe nie, daar buite waar dit moeilik is nie. En die Bybel sê vir ons, weg. Die Here is my herder. Daai naam in 1933 is in hoofletters geskryf. Vat 'n tyd en sê vir jouself vandag, die Here is my herder. Hy is my persoonlike herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters wat rus is, lei hy my heen. Hy verkwik my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders en U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Jou beker loop oor. Dit voel miskien nie so nie, maar die Here sê vir ons vandag, jou beker, my beker, dit loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Dis jou herder. Net goedheid, nie slegte goed nie. Hy sê as jy agter jou kyk, raai wat volg jou, net goedheid, net guns gaan jou volg, al die dae van jou lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Dit het ek gevoel, het die Here vir my gesê, lê dit op my mense. Dit, hulle moet dit weet vir die nuwe jaar wat kom, hulle moet weet, ek is hulle herder. Jy sien 'n skaapwagter se lewe en sy werk was moeilik en eenvoudig. Hulle het daar buite gewerk. Hulle het nie binne in die stad gewerk nie, hulle het daar in die velde gewerk. En ver van dorpe en ver van kerke en ver van alledaagse om mense wees. En volgens die wet was baie van hulle, mense het hulle gesien as onrein. En hulle werk en hulle as persoon was geminag. Hulle was onder. En ek het aan Dawid gedink, want ek glo, dis waar Dawid gewerk het, toe hy hierdie psalm kon skryf. Dit is waarom hy so 'n diepgaande begrip gehad het, dat ons 'n behoefte het vir 'n herder. En dis nie 'n woord wat ons baie vandag gebruik nie. Ons sien nie 'n skaapwagters teensy ons deur aan die ander kant gaan ry nie. Maar ek het besef, ek kan nie die enigste een wees wat hierdie jaar partykeer vergeet het, ek het 'n herder. 'n Herder lei, oppas, voed, beskerm en versorg en voorsien in elke behoefte van die kudde onder sy sorg. Daar's nie 'n ding waarvoor die herder nie moet sorg nie. Daarom gee Psalm 23 vir ons 'n baie helder beeld van wie Jesus eintlik is in ons lewens.
En Charles Spurgeon het gesê, 'n siel wat nie versorg word nie, is 'n siel wat onversadig bly. A soul unattended is a soul insatiable. Jesus vul ons siel. Hy wil jou siel en my siel met sy liefde en sy sorg vul. Hy gee rus en vervulling aan ons. Dis iets wat ons gaan nodig het. Hy gee om oor jou diepste begeertes wat in jou siel sit. En ek het al gevind in my lewe, wanneer my siel so woelerig gaan, ek vergeet ek het 'n herder. Ek gaan nie kraal toe nie. Met ander woorde, ek val nie voor sy troon nie. Ek gaan nou self iets uitwerk, self iets settle en regmaak. Maar wanneer ons siel nie versorg word nie, wil ons altyd meer hê, nog 'n kar, nog klere, nog drank, nog dit, nog vrouens, nog mans. Jou siel wil net meer en meer en meer en meer hê. En wanneer jy in daai plek kom, kan ons baie maklik in verslawing ingaan. Ek soek meer. Dit is uiters belangrik vir ons almal om tyd te maak en tyd te neem om stil te wees en na die herder toe te kom. En toe te laat Jesus jou persoonlik versorg. Om vir hom te sê wat hier binne eintlik aangaan. Laat hy jou kan versorg. Want net so skape sonder leiding ronddwaal, doen mense presies dieselfde. As ons die leiding van Jesus vergeet, in hierdie wêreld wat so vol geraas is, as jy weer kyk, trek jy daai kant toe. Jy kom nie meer kerk toe nie, jy lees nie meer jou Bybel nie, jy praat nie meer met jou klein groep mensies nie. Jy het weg begin beweeg. En vakansietyd is haar baie geraas. En vakansietyd vat ons 'n vakansie. En die Bybel kry stof en die herder waag. Daar's 'n boek geskryf, it's called A Shepherd's Look at Psalm 23. Dit is geskryf deur 'n man, sy naam is Weldon Philip Keller, en hy was 'n herder en 'n predikant. Maar hy het hierdie boek geskryf uit sy ondervinding toe hy met skape werk. En hy het 'n mooi rustige wysheid uit sy ervaring en hy sê, skape sal nie gaan lê nie, tensy hulle vry is van vrees, konflik, irritasie of honger. Hulle sal nie tot rus kom nie. Dink bietjie aan jou eie lewe, hierdie jaar. Moenie al die ander jaar worry nie. Dink net aan hierdie jaar. Waar het jy gevrees? Waar het jy konflik gehad? Waar was jy geïrriteer? Waar was jy honger vir kos of vir geselskap? Vriende? Verhoudings? Hoe moeilik was dit om te gaan lê? Tot rus te kom. Die Bybel sê vir ons in verskeie plekke dat Jesus ons herder is en laat ons sy skape is. So as Dawid so skryf, ek was nog nooit 'n skaap daar buite nie met wolletjies op en ek het nog nooit met 'n skaapwagter eintlik gepraat nie. So as Dawid vir ons so skryf, soos wat hierdie man Kelder geskryf het, dan weet hy presies waarvan hy praat. Maar skape is maklik 'n teiken vir wilde diere. Hulle is nie eintlik diere wat die leeuetjie gaan klap en hom wegjaag nie. As hy sy oë oopmaak, is hy klaar in die leeu se pensie in, né? Nou dis dieselfde met ons. Ons is ook baie kwesbaar vir die vyand sonder Jesus. In 1 Petrus 5 vers 8 praat die Bybel daaroor. Dit sê, wees nugter, wees wakker. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. As hy vandag rondloop, gaan hy vir jou vind. Jy sien die skape wat by die wagter was, by die skaapwagter, by die herders bly, by die herders slaap. Daai skape het die leeu nie gevind nie. Dis die een wat daar rond gestap het.
So as hy vandag rondloop, is daar 'n reuk wat vir hom in die geestesrealm sal ingaan en sê hierdie persoon is bang. Hierdie persoon glo nie hulle herder nie. Kyk hoe beklei hulle en geïrriteer is hulle. Hierdie is 'n perfekte tyd om hierdie huishouding in mekaar te skeer. Hierdie is 'n perfekte tyd om mense uit hulle kerk uit te vat. Dis hoekom hy vir ons sê, wees nugter en wees wakker. Jou vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Maar die herder loop ook rond. En die herder soek sy skape. En hy wil sy skape bymekaar maak, want hy weet hoe werk die leeu daar buitekant. Ons kan glad nie dink dat ons eendag deur die lewe kan gaan, een aand deur die nag gaan slaap, sonder om by die herder te kom. Gaan nie werk nie. Vrees wat nie aangespreek word nie, kan lei tot baie konflik. Wanneer jy aan vrees ly, kom die ergste kant van jou uit. Dan wil jy net verdedig, jy wil jouself net verdedig en almal blameer. Maar skape beklei ook soms, ek het nie gedink hulle doen. Ek het gedink hulle maak net blä al die tyd, né? Maar wraggies hulle baklei. Hulle stoot mekaar met hulle koppe rond. Hulle veg vir posisie, vir al die groter skape teen die kleiner skape. En moenie eers praat wanneer dit paringstyd is, hoe gaan hulle aan nie. Né? Dis een baklei na die ander. Maar weet jy wat, mense is presies dieselfde. Ons veg vir posisie. Ek wil in 'n kring wees. Ek wil daai posisie hê. Ek wil eers by daai robot stop. Nee, Amelia sê altyd, ouma, dis nie 'n robot nie, dis verkeerslig. Ek wil eers by die verkeerslig stop. En ons druk voor mense in en ons beklei en ons gryp en ons gaan aan en ons praat sleg. En ons praat selfs in Christenkringe. Praat ons mekaar af en sleg. En God, die herder, sien dit alles, hoe gaan sy skape aan. En hy sê in Esegiel 34, daarom, so sê die Here my God, gaan ek nou regverdig oordeel tussen vetskape en die mares. Julle het die swakkes met julle lywe en skouers weggestoot. Dis wat ons doen in konflik. Ons stoot mense weg. En hulle met julle horings gestamp, totdat julle weggedryf het. Maar ek, dis die Here wat praat, maar ek gaan my klein vee red. Hulle sal nie meer uitgelewer wees as byt nie. Ek gaan regverdig oordeel tussen skaap en skaap. Dis heeltemal onnodig vir 'n Christen om teen 'n ander Christen te beklei. Wat sê dit vir die wêreld? Jy weet, ek sê partykeer vir Roy, ons is nou al amper 40 jaar in Roy se besigheid. Om met die moslems te werk, met die hindoes te werk, ons het nie probleme nie. Maar vragies doen net werk vir 'n Christen. Dan kom hy leeu in, en hy brul, en dan bots die Christene so met mekaar. En die Here kyk dit alles aan. Ons kan nie mekaar op social media uitvat en sleg sê, en ek sien hoe praat hulle teen hierdie een, hulle praat teen daai een. Ons moet ons opinies vir onsself hou, ons moet dit vat na die herder toe. Want die herder sê, ek gaan regverdig oordeel tussen skaap en skaap. Jy hoef dit nie te doen nie, ek gaan dit doen. Moenie my werk vat nie, jy kan nie. Jy het nie die autoriteit om my werk te doen op die aarde nie. Wat myne is myne, wat joune is joune. So ons hoef nie met mekaar te beklei nie, want slegs wanneer die herder kom, sê daai man wat die boek geskryf het, dis net wanneer die herder kom, laat die sterkste skape tot rus kom, hulle gaan lê neer asof hulle niks gedoen het nie, en al die orde kom weer uit die chaos uit. So wanneer jy in 'n plek is in jou lewe, al was dit hierdie jaar, jy wil dit nie oordra na daai jaar toe nie, die nuwe jaar nie. Sit met die herder en sê vir hom, hier's chaos in my lewe. In my geld sake, in my familie, in whatever. Maar ek wil kom neerlê. Ek gaan nie meer baklei nie. Ek gaan soos Jesus wees in die tuin.
Ek gaan my wil neerlê en u sinne aanneem. En laat hy vir jou veg. Want weet jy wat, in 2 Korintiërs 3 vers 17 sê dit, en waar die Gees van die Here is daar vryheid. As ons nie vryheid het nie, het die Gees uit ons kamer verlaat. Hy het ons lewens, hy moes uitgaan, want hy's 'n Gees van vryheid en van stilte en van rus. So as daar iets in jou siel is, wat jou pla, en jy kan nie tot stilte kom nie, en jy kan nie gaan lê nie, en jy bots en jy word kwaad, dan moet jy laat die Heilige Gees kom. Laat die vryheid kan kom, laat die Gees kan kom. Jesus is die herder, en hy verwyder al ons irritasies. In vers 5 van Psalm 23 sê dit, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Wie berei die tafel? Die Here. Jesus jou herder. Dis nie iets wat ons hoef te doen nie, maar weet jy wat doen ons? Ons gaan sit aan daai tafel en dan bring ons al die slegte goed na die tafel toe. Hy sê so, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. As jy irritasies het, dis net soos hy skape, dis hoekom hulle olie op hulle koppe gesit het, want die vlee en die goggels en alles gaan by hulle neus en hulle ore in, en as hulle nie olie kry nie, dan begin hulle koppe slaan teen 'n boom of 'n ietsie om daarvan ontslae te raak, want dit is irriterend, hulle kan nie tot rus kom nie. En die klein goed in die lewe, dis die klein jakkalsies, dis nie die groot goed nie, dis die klein jakkalsies, wat die wingerdgerd vreet. Toe ons huweliksberading gedoen het, jare vroeër, het ek vir 'n man en 'n vrou gevra, nou waaroor skei julle eintlik? Wat was die finale ding, wat julle gesê het, nou is ek klaar? Ek was geskok, ek het gedink het gaan so groot ding wees, was 'n klein dingetjie. Hulle het gesê, hy het die wynglaas laat val op my wit mat, en dit was vir my die einde. As jy met mans en vrouens en huweliks en families werk, dit is 'n reeks klein goed. Dis nie die groot ding, jy kan maar die kar stamp, ons kan hom regmaak, maar dis alledaagse byt, vlee, motte, alles wat hier rond aan ons gaan, né? En dis hoekom die herder olie smeer op die skaap se kop. Dis hoekom Jesus sê, ek sal olie op jou kop smeer. Ek sal 'n tafel vir jou dek voor die aangesig van jou teenstanders. Jy hoef nie te veg nie. Jy hoef nie geïrriteerd te raak nie. Kom net na my toe. En hy sal vir ons genade wys. En genade is nie altyd so groot ding nie. Baie keer is nie 'n klein ding. Dis iemand wat jou bel en jou motiveer weer. Waar is jy? Ek het jou lanklaas gesien. Miskien dit is 'n goeie aand dat jy kan rus en jy kan ordentlik slaap, mooi slaap. 'n Gesprek met 'n kind wat jy jare laas mee gepraat het. Dis net klein goedjies wat hy vir ons doen. Ons onderskat dikwels die klein goed, ons soek altyd die groot goed. Maar dis die klein goed wat die Bybel sê, die wingerd stikkend maak. So soek bietjie die klein goed in jou lewe en vat dit na die Here toe, laat hy jou kan help daarmee. Hy wil vir jou rus en hy wil vir jou vrede gee. In vers 2 sê hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Weet jy wat skape? Weet jy wat sê Keller van skape? 'n hongerskaap staan altyd op sy pote en 'n skaap sal nie drink uit woeste, snel vloeiende water nie. Dit maak hulle bang. En wat het Jesus vir daai vrou gesê in die woestyn toe hy met haar praat? Die water wat ek vir jou gee, jy sal nooit weer dors word nie. Maar ek weet myself, ek sal na my boeke toe gaan, ek sal na Google toe gaan, ek sal na ChatGPT toe gaan, en dan hoor ek die fluister hier binne, hoekom kom jy nie na my toe nie?
Ek sal vir jou sê wat om te doen. Ek sal jou lei. Ons kan nie elke dag heen en weer besig wees op en af en dink dat ons by die herder gaan uitkom so nie. Ons moet van sy lewende water moet ons drink. Ons moet leer om neer te lê en rustig te raak en stil te raak. En in hierdie wêreld van geraas en jaag. Almal sê dieselfde, hoe gaan dit met jou? Ek's besig. Almal is vir ewig besig. Maar die herder sê, ek wil jou laat neerlê, waar dit rustig is, waar die water stil is. Dis wat ek vir jou wil doen. Ek wil hê jy moet rus en vrede hê. Keller sê skape maak nie hulle oë toe tensy hulle die skaapwagter fisies sien nie. Hoe gaan slaap jy in die aand? Hoe gaan slaap ek in die aand? Het jy fisies jou herder gesien, met hom gepraat, gevoel, by sy voete gaan neerlê en sê so was my dag? In Matteus 11 vers 28 en 30 sê Jesus, hy sê kom na my toe. Jy gaan nie na jou beraader toe nie. Jy praat nie met Roy nie, Debbie. Jy bel nie vir Irma nie. Kom na my toe. Kom na my toe. Wat moet jy na Jesus toe vat voor jy oorgaan in die nuwe jaar? Laat hy vir jou sê kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal julle rus gee. So waar kry ons rus? By hom. Dit is 'n geskenk van Jesus aan ons. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Maar ons probeer dit in allerlei plekke kry, behalwe by die voete van Jesus. Die eerste vers of sin in Psalm 23. Dit sê die Here, in die 1933 vertaling is haar Here almal in groot letters geskryf. In 83 is net die H in groot letters geskryf en dieselfde gebeur in die Engelse Bybels. En die betekenis verander. En ek het besef, Here, partykeer moet ons gelei word deur die herder om die regte betekenis vir daai dag, vir daai situasie vir ons te kry. En ek kan nie meer so maklik die ouer goed afskryf as oud nie. Want van dit is toepaslik vir daai spesifieke situasie vir my. Hierdie hoofletters waar dit heeltemal H-E-R-E is, beteken Yahweh. Die allerhoogste naam van God. Dis die hoogste naam. En wat sê Dawid vir ons? Die allerhoogste God is jou herder. Nie jou werk nie, nie jou familie nie, nie jou kerk nie. Hulle het almal 'n plek in ons lewe. Maar wie is jou herder? Is die allerhoogste God. Daai woord Yahweh, elk en iedere persoon wat lewe, of hulle nou glo in Jesus of nie in Jesus glo nie, sê hierdie naam 100,000 keer 'n dag. En weet jy hoe sê ons dit? In ons asemhaling. Yahweh, 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 Yahweh. Daar's 'n vers wat sê, laat alles wat asem het, eer aan my bring. Ek het altyd gewonder, hoe doen hulle dit? En dit is so. Dis die hoogste en heiligste naam van God. Dit plaas sy gesag en sy teenwoordigheid op ons en merk ons as sy eie. Soos 'n seël wat beskerming wys. Dit gee aan ons sy karakter, sy seën en verander wie ons is en waarheen ons gaan in die lewe. En Dawid wys vir ons, nie van die skape nie, in Psalm 23, hy wys vir ons
van Yahweh. En hy wys vir ons, dat die Here homself verbind, om vir al ons vrees, konflik, frustrasies, herstelwerk te sorg. En hy wys vir ons, dat hy alleen, die Here alleen, is die bewaarder van die verbond. En Pieter Nel het van die verbond gepraat op Kersfeesdag. Hy alleen is die bewaarder van die verbond en die sorgsame herder van al sy skape. Weet jy, daar's Christene wat vir ons sê, ek weet nie of ek genoeg is vir God nie. Jy sy skapie. Die een wat baie knoppies in jou wolletjies het, maar jy sy skapie. Ek glo met my hele hart dat die Heilige Gees wil hê ons moet in 26 ingaan, met hierdie rustigheid in ons lewe en sy naam op ons gelê. Hy alleen is die Here, is ons herder. Hy is die herder wat vir ons sorg, hy is die herder wat saam met ons loop, hy is die herder wat ons veilig hou, en die herder wat alles raak sien, nog voordat ons vir iets eintlik vra. Hy is die herder wat ons beskerm voor ons agterkom as iets verkeerd. En hy is die herder wat aanhou lei, selfs wanneer ons al opgegee het glo.